Ek groet julle. Nou ja, dis weer sulke tyd. Moedersdag. Geseënde Moedersdag aan al die oumas en die maas en ouer maas en jonger maas. En nou is daar miskien mense wat hierdie preek dadelik wil afskakel en sê, kyk, ons vier nie sulke goed nie. Dis net kommersieel, dis net 'n geldmaak storie. Vadersdag kom ook. Dan wil ek hoor hoe die manne praat, nê. Miskien wanneer jy die woord moeder, ma hoor, is jy teleurgesteld, uiters teleurgesteld. Miskien het jou ma jou fisies mishandel. Ons het altyd die grap gemaak en gesê, hoor jy, my ma of my pa het my weer heilig geslaan, hulle het die hel uit my geslaan. Daar is ouers wat kinders fisies mishandel, daar is ouers wat eenvoudig te streng is. Daar is maas en paas wat teleurstel. En miskien voel jy verbitterd oor dit wat jy geërf het van jou ma en jou pa. Geestelik, sielkundig, emosioneel. Geestelike, emosionele letsels in jou persoonlikheid. En voel jy om op Moedersdag te sê, dankie ma vir niks, dankie vir niks. Ek wil nie nou hieroor 'n baie lang storie maak nie. Ek wil maar net sê, onthou, ons is nie die slaaf van ons verlede nie. Ons is nie die slawe van ons verlede nie. Ek en my tweelingbroer Nick was 12 jaar oud toe my ouers geskei is. Daai tyd in Kraddock, jy word gespot, jy word uitgehaal. Die tweeling se ouers is geskei. Dit het nie goed in die huis gegaan nie. Maar daar was ook goeie tye. En daarom wil ek hê dat op Moedersdag dat ons miskien net 'n bietjie sal gaan soek, wat is positief in ons lewens? Wat is dat ouers wat teleurgesteld voel in hulle self, 'n ouma of 'n ma of so, gaan soek 'n bietjie in jou lewe. Het jy regtig alles verkeerd gedoen? Jy is mos nie net sleg nie. Jy het mos nie net foute gemaak nie. Weet julle hoeveel moeders, maas, dit vir my vra, is ek dan 'n mislukking dominee, is ek dan 'n mislukking wollie? Nee, gaan soek die positiewe. In die Bybel kry ons dit dat God kom na sy volk toe, daar in Sefanja, nê? Ek jubel en juig oor jou. Sefanja 3 vers 17. Ek jubel en juig oor jou. God praat met Israel wat sonde gedoen het, verkeerd gedoen het, op die verkeerde pad was. En tog sê hy, daar is goeie dinge in julle lewe. Ja, kinders sal maar fout soek. Ouers sal onnodig fout soek. Maar dit is die ding. Soek die goeie. Vergewe. Indien jou ma of jou pa nog lewe, maar veral dan jou ma, en jy wil nie met ma praat nie, bel maar vandag. Gee maar daai oproepie en vra hoe gaan dit. Die Bybel sê tog mos duidelik, soos wat God ons vergewe het, soos wat Jesus ons vergewe het, dis hoekom Jesus dan aan die kruis gesterf het, vir ons sonde.
vir vergifnis, en dat ons weer die vergifnis sal uitdeel in 2 Korintiërs hoofstuk 5. Dit gaan nou daaroor die verkondiging van die evangelie, die blye boodskap, die goeie nuus van Jesus Christus, wat gesterf het vir ons aan die kruis, vir ons sonde betaal het en wat opgestaan het uit die dood. Die liefde van Christus dwing ons. Liefde moet maar regeer, die liefde van Jesus moet maar regeer, al is daar hoeveel verbittering in ons lewens, baie keer teenoor ouers. Ons het tot die insig gekom, dat een vir almal gesterf het, dit is Jesus. Vir my ma, my pa, en vir my, vir jou. Sodat die wat lewe, hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom, Jesus, wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Daarom in Kolossense, kom Paulus, hy sê, ja, ons moet dit maar erken, hy sê, kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam, die Here verlang het van kinders wat in hom glo. Maar soms verwag jou ouers van jou dinge waar jy God meer moet gehoorsaam. Maar ons leef in 'n tyd, julle kan nie streng, ons leef in 'n tyd van geweldige ongehoorsaamheid en 'n gebrek aan dissipline by kinders. Vaders en natuurlik moeders ook, moenie gedurig by julle kinders fout soek dat hulle moedeloos word nie. Ek het hoeveel keer in berading al ouers en kinders gesien en gedurig soek die ma of die pa fout. En die kinders raak moedeloos. Dan praat hy met die slawe. Nou, kinders het al my gesê, voel of ek 'n slaaf in die huis is, en ek moet gedurig nog by my skoolwerk, moet ek nog 'n klomp ander goed doen, huiswerk en so. Ja, dit is ook jou huis. Jou ma werk miskien, jou pa werk, jy moet maar jou deel doen. Maar wat hy dan sê is, wat julle ook al doen, of het nou skorrelgoed was is, of huistake, doen dit voluit nie, doen dit van harte soos vir die Here, nie vir mense nie, want jy is in die Here se diens. En daarom ook om jou kind groot te maak, liewe ouer, liewe moeder, ma, pa. Dis nie altyd maklik nie, maar dis 'n opdrag van God. Doen dit van harte, soos vir die Here, hy sal beloon, sê Paulus hier in Kolossense. 2 Korintiërs 5, waar hy dan sê, verder aan, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens, die oue is verby, die nuwe het gekom, dit is alles die werk van God. God deur sy Heilige Gees werk in ons. God werk in ons in huise en gesinne. Glo dit dat God nog in jou lewe kan werk, al stel ons mekaar te leer, al is daar konflik in huise, tussen familielede, God kan werk. En dan sê hy het aan ons die bediening van die versoening gegee. Dit is vergifnis. Met God, met Jesus versoen. Hy het nou die vrede gebring. Traai maar. Ek wil veral vir die kinders sê, traai maar in vrede met ma en met pa leef. Liewe ouers, traai maar in vrede leef. Moedersdag wil tog vir my sê, kom ons bring maar weer 'n bietjie vrede in ons lewe in. Teenoorgestelde van spanning en stres en dikwels haat en so ontevrede en krities. Moenie herhaal wat jou ouers verkeerd gedoen het nie. Jy's nie die slaaf van die verlede nie. En ek en my tweelingbroer het vir mekaar toe ons, wat was dit? Ons was in standaard 4. Toe is dit graad 6. Ons ou mense onthou nie meer die grade of ken nie dit nie. Het ons vir mekaar beloof en gesê, luister hier, kom ons gaan uitstyg. Ons gaan hard leer. Ons gaan bo uitkom. Ons is nie die slagoffers nie. En ons het die skoppe hoog gehou. Ek sê dit oor en oor vir kinders met wie ek berading het hier in Heidelberg. Ek het al vir julle gesê, ek het die wonderlike voorreg om by die skool berading te doen.
laerskool, hoërskool. Dit is net fantasties, maar dit is so tragies om te hoor hoe sleg het baie keer gaan. Maar dan sê ek maar net, hou uit. En moenie 'n ma of 'n pa dan wees, soos wat hulle was nie. Leer van die goeie wat in 'n lewe is. Doen dit. Maar leer om in die lewe dit nie te herhaal nie. Moenie gaan doen en in daai bose siklus betrokke raak. Maar goed. Die Bybel praat van God as Vader, meeste van die tyd. Onthou, dis 'n patriargale stelsel. Patriarg, aardsvader, Vader. En daaroor is daar baie konflik in die kerk en daar's baie vrouens wat voel daar word net te veel klemme opgelê dat God net Vader genoem word, wat van God se moederlike eienskappe. Die Bybel noem dit. Die diskriminasie teen vrouens is vir my verskriklik, dat een van ons susterskerke nou gekom het, nadat hulle vrouens in die amp, ouderling diaken, predikante toegelaat het, en nou mag hulle nie predikante of ouderlinge wees nie, en dis sonde, dis teen Christus se wil. Ek wil nie eens daaroor praat nie. Mag die Here gee dat die broers, want dit is weer 'n klomp broers wat besluit, dat hulle tot bekering kom, oor hierdie dwaling, dis wat ek dit wil noem, gaan lees die Bybel reg. God het aan ons sy gees gegee om ook verder teologies te besin, om verder die Bybel te bestudeer, om dit wat Jesus, hy het self gesê, julle sal dit verder vat as wat ek vir julle gegee het. Daarom, hy het nie slawerny opgehef nie, ons moes dit doen deur die eeue, deur die krag van die Heilige Gees. Vrouens se posisie is verbeter, deur wie? Deur mense. Hy het dit nie dadelik in sy tyd gedoen toe hy op aarde was nie. Maar goed, God se moederlike eienskappe. Genesis 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Woes en leeg, soos die ou vertaling sê, en ek dink dan hierso aan hoe huise kan lyk soos 'n woes en leeg en chaos. Dit gaan oor chaos, speelgoed en alles is teen mekaar in die skottelgoed en so. Ma en pa en kinders moet maar daaraan werk en orde bring en met bietjie skep daarso. Maar hoe ma skep in ons lewens en probeer om die goeie te bring, te troos, nê? Te troos. Maar nou, die woord daar vir skep is bara, hoor julle, om te baar. 'n skepping, 'n nuwe skepping, 'n vroulike woord, 'n vrou wat baar, geboorte gee, dit is God. Hy gee geboorte, gedurig aan nuwe skeppinge. Hy maak nie. En Jesus is die wedergeboorte deur die Heilige Gees, die hergeboorte, 'n nuwe geboorte, 'n nuwe bedeling. Want hy staan op uit die dood. Daarom lees ons dan ook in Romeine 8. Die skepping, ook die skepping, wat die ou vertaling sê dit so mooi, met reikhalsende verlange uitsien na die einde. Die finale verlossing, die bevryding wat sal kom. En dan lees ons in vers 22, Romeine 8. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. Dis die beeld van 'n vrou wat verwag en daardie geweldige pyne. Wat ons mans nou nie ken nie, om geboorte te gee. Die skepping gaan daardeur, en ons wat die Gees ontvang het, hy sal ons van dit wat vergaan bevry. Hy sal nuut skep. En soos 'n ma en 'n pa dan 'n kind gemaak het, en daardie konsepsie en bevrugting en nuwe lewe, dit is vir my 'n beeld, 'n metafoor van ons God, ons Vader, ons moeder, wat skep.
beteken? Om te versorg. Ja, pa versorg, pa voed, pa werk, pa beskerm, maar ma ook. Ma ook. Ek wil weer die woorde noem. Versorging, voeding, geestelik ook, geestelik voed. Daar is deesdae 'n geweldige beweging hier in Heidelberg ook. Ons het mannekampe en daar is 'n beweging oor die wêreld van the world needs a father. Cassie Karstens, Stellenbosch area en daai dele. The world needs a father, maar ek wil ook sê the world needs a mother. Die wêreld het weer moeders nodig. Die wêreld het enkel moeders nodig wat vaderlike eienskappe het en die vaders, enkel vaders, moederlike eienskappe, maar dit is tradisioneel, dis wat die kultuur maar vir ons voorskryf. Maar versorging, voeding, beskerming. Psalm 131 is vir my aangrypend. Ook weer 'n beeld oor die vrou en God se moederlike eienskap. 'n Pelgrimslied, hulle is op pad na die heilige stad Jerusalem, hulle moet gaan aanbid. Hoeveel wat dan Israel toe kom oor die wêreld nog vandag, pelgrims wat gaan aanbid. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, want die pelgrims word bedreig deur skelms en diewe wat hulle wil beroof, daar's wilde diere, daar is storms op die pad, dis te veel hitte, dis te koue in die nag. Ek het rus, luister baie mooi hierdie, sê dit vir jouself, elke keer as jy gespanne is, elke keer as jy voel, jy tekorte, jy sukkel in jou lewe, ek het rus en kalmte gevind, soos 'n kindjie wat by haar moeder tevredenheid gevind het. Daarom sê Paulus op verskeie plekke, wees tevrede met wat jy het. Moenie ondankbaar en ontevrede leef nie. Vra die Here wat jy nodig het. 'n babatjie vra deur te huil. En mami gee die kos, gee die bors, so het ek tevredenheid gevind, wag op die Here nou en vir altyd. Tevredenheid. God wil vir ons versorg en dat ons nie daai worries en bekommernisse en angs sal hê nie. Kryf jou, as jy so worry in jou lewe, kryf jou die beeld van 'n moeder wat 'n baba soog, 'n baby aan die bors. So is God. Ek wil Nuwe Testament toe gaan. Daar's ander voorbeelde nog in die Ou Testament, maar Nuwe Testament, Lukas 15 word 3 gelykenisse vertel. Daar's die verlore seun, dis nou die vaderlike eienskap van God, om te wag, om te verwelkom as jy terugkom na hom toe, as jy weggedwaal het, soos hy verlore seun. Daar is die derde voorbeeld, daar is die verlore skaap, waar jy gaan, of die eerste voorbeeld is die verlore skaap. Die verlore seun is die derde gelykenis, eerste gelykenis, verlore skaap, jy los al die ander, jy gaan soek jou skaapie, gaan soek jou kind. Jesus sê, ek het gekom om te soek en te red die wat verlore gaan, en dan die verlore muntstuk, né? En dit gaan oor 'n vrou. Watter vrou, né? Kom ek lees vir julle. Dat ek dit net hier kry. Lukas 15. Watter vrou wat 10 silwer muntstukke het en een raak weg, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit, soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. As sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue en sê, wees saam met my, bly ek het die geld gekry. Kom ons drink tee en scones, eet scones en koekies. Ja, ek dink dit staan hier. Ek het soos haar blydskap onder die engele is, een siel wat gered word. So moet ons bly wees. Soos 'n ma wie se kind weg was en weer vind, 'n pa wie se kind weg was en weer vind. En sonde en die duiwel het ons ontvoer. En Jesus het die ransom, die losprys betaal en ons is gevind. Ons het teruggekeer na God, ons het teruggekeer. Jesus, Matteus 23 vers 37 en 38,
Jerusalem, Jerusalem, en hy huil oor hulle, hierdie stad van God, wat hom verwerp, die meerderheid, en dan sê hy, julle wat die profete doodmaak, die boodskappers stenig, hoe graag sou ek jou nie wou by mekaar maak, onder my vlerke soos 'n hen haar kuikens, is dit nie mooi nie? Dink aan 'n vrou wat 'n baba soog, borsvoed of melkies gee, dink aan die hen, wat die kuikentjies onder die vlerke beskerm, dit is ons God. Ons sê dankie aan ons moeders, wat so hard probeer het om dit, hulle lewe lank vir ons te doen. Al het hulle foute gemaak, ons ken nie hulle pyn, waardeur hulle gegaan het nie. Die meeste probeer. Ag, ek wil afsluit met 'n blessing vir jou, Jesaja 49 vers 15. Kan 'n vrou haar eie baba vergeet? Daar is vrouens wat hulle weggee, wat hulle in astromme gooi na geboorte. Dit is tragies. Maar kan sy? Nee, hy wil eintlik sê nee, dis ondenkbaar. Haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie. Die Heilige Gees is die een wat troos. Die woord, die parakletos, ontferming, omvou vasdruk liefde. Pa doen dit ook. Maar ma veral, al sou so iets kon gebeur, ek sal jou nie vergeet nie, sê God. Ek sal jou nie vergeet nie. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer.